Môre, goeiemôre. Ja, vandag praat ons 'n bietjie Afrikaans en my lekker bikkertjie hier uit Namibië. Ek het hom daar naby by Mariental gekoop by 'n plek. Heerlike ou blik bekertjie en lekker koffie. So ja, ek het vanmôre so iets op my hart wat ek wil graag met julle deel maar voor ek daarby uitkom, wil ek gou vra vir julle hierdie Coffee Connect wat ek doen is 'n plek wat ek wil skep waar ons lekker oor 'n beker koffie kan sit en gesels, soos in 'n koffieshop of 'n koffiewinkel, en ons lekker mekaar kan gesels oor lewensdinge wat mense mee sukkel en mense se lewe eintlik moeilik maak. Sommige mense loop so met hierdie vreeslike sware gewigte op hulle skouers. Dit lyk of hulle die wêreld dra soos Atlas. Dis nie nodig nie. So my topik vanmôre of my onderwerp vanmôre wat ek oor wil praat is moenie die lewe ingewikkeld maak nie. Die lewe is nie complicated nie. Dit is nie nodig om ingewikkeld te wees nie. En ek het ook 'n platform wat ek noem skool, of wat nie ek noem nie, dit is die platform se naam Skool. So in my bio in Facebook is daar 'n link. So gaan klik op die link en join my. Sluit aan by my daar in Skool. Ek gaan vorentoe gaan ek hierdie koffiegesprekke gaan ek lives doen in Skool. Daar's 'n platform daarvoor wat ek dit daar kan doen en dan kan ons met mekaar gesels soos oor 'n tafel, soos oor 'n beker koffie. Kan ons met mekaar gesels oor baie dinge. En julle sal sien soos wat ons aangaan met hierdie praatjies, gaan ek met julle onderwerpe op die tafel sit waaroor ek graag met julle wil gesels. En ja, dit is eintlik lekker net om met mekaar te gaan gesels daaroor en die lewe net makliker te maak vir ons almal. So ek het vanmôre so 3 onderwerpe wat ek uitgewerk het hierso wat ek wil graag oor praat vinnig. En die eerste onderwerp is jy kan nie ander mense lewe verander nie. You cannot change anybody else's life. Ek is deur 'n lang pad wat ek hierdie pad geloop het en probeer mense se lewens verander het. Keuses gemaak het en ek gaan nie uitbrei op detail daaroor nie, maar die bottom line is jy kan nie iemand se lewe verander nie. En dit kom weer terug na my praatjie van gister wat ek gepraat het van wat sê ons het 'n vrye wil en 'n reg om te kies. En as iemand nie besluit om 'n verandering te maak in hulle eie lewens nie, kan ek en jy niks doen om daai saak te verander nie. Ons kan bid vir hulle en ons kan leiding gee vir hulle, advies gee vir hulle, maar dis sover as wat ons verantwoordelikheid gaan of wat ons aandeel kan wees aan daai lewe. En daardie persoon moet net eenvoudig self tot 'n besef kom van ek moet my lewe verander of ek kan nie so aangaan nie, iets moet gebeur. En as daardie persoon nie op daardie punt kom om sy lewe te verander nie, kan ek en jy niks daaromtrent doen nie. So dis nommer 1, jy kan nie iemand anders se lewe verander nie. Die volgende punt wat ek hier neergeskryf het is jy kan nie die geskiedenis verander nie. Wat verby is verby. Ons almal maak foute, weer eens, ons maak slegte keuses in ons lewe en ons dra die resultaat daarvan, maar ons kan nie die geskiedenis verander nie. Wat jy wel kan doen is, jy kan vergifnis vra. Jy kan jou lewenspad verander, in 'n ander rigting inslaan. Leer die les in dit wat gebeur het, as dit 'n verkeerde ding was. Leer die les en gaan voort. Get over it and move on. Moenie daarop sit en top nie, moenie daarop sit en broei nie, en moenie al die negatiewe goed saam met jou sleep voor die toekoms in nie, want dit gaan jou toekoms ook versuur. Maak klaar met gister. Dis die groot ding wat 'n mens moet leer om te doen. Maak klaar met gister. Vra vergifnis waar jy moet vergifnis vra, vergewe wie jy moet vergewe, leer die les wat jy moet leer en beweeg aan. Gaan aan in die lewe. Moenie vashak op die ou goed nie. Dis nie die moeite werd nie. Dit maak jou lewe net ingewikkeld en onnodig moeilik. En die laaste punt wat ek hier wil noem, en voor ek nou by die laaste punt kom wat ek wil noem hierso, is ek wil graag hê julle moet in die comments vir my sê, wat is die goed wat jou lewe ingewikkeld maak? Watter goed in die lewe maak vir jou die lewe moeilik en die lewe swaar? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Deel met my in die comments. Wat in die lewe is vir jou moeilik en wat is daar nog wat jy kan byvoeg by die lysie van goed wat mense met hulle saam dra wat hulle lewe ingewikkeld maak?
Ek dink 'n ander topie wat ek sommer so wil ingooi tussendeur is skuld. Probeer om skuldvry te leef, maar dis 'n topik vir 'n ander dag. Wat ek hier wil sê is die laaste ene is, my punt vanmôre is, leef met 'n verwagting, beplan wat jy wil doen, maar dit wat jy nie kan doen nie, laat dit aan God oor. Dis waarom ons glo, dis waarom ons die Here aanbid. En ek is 'n kind van die Here, ek is nie skaam om te sê nie. Ek het geleer om hom te vertrou vir die goed wat ek nie kan doen nie, maar ek moenie passief wees nie. Ek moenie sit en wag vir dinge om te gebeur nie. Ek moet ook beplan. Hy het my 'n verstand gegee, hy het my die vermoë gegee om te dink en te beplan, en ek moet dit gebruik wat hy vir my gegee het. En ek het in al hierdie dinge het ek soveel diep dinge wat ek geleer het langs die pad af, wat ek kan vir julle dit onderstreep eintlik mee. Maar wat ek vanmôre vir jou kan sê is, en dit sal ons uitbring as wanneer ons die koffieshop gesprekke het, dan gaan ek lekker in detail en meer in breedvoerigheid oor hierdie goeie se deel met julle. Waar kom ek daaraan en hoe het ek op hierdie punte afgekom is? Maar wat ek vir jou wil sê vanmôre is, beplan wat jy moet beplan. Skryf daai brief wat jy moet skryf. Doen aansoek vir daai werk wat jy moet aansoek doen. Bel wie jy moet bel. Maak 'n afspraak waar jy afspraak moet maak. En bid daaroor. En wanneer jy klaar is daarmee, los dit daar aan die voete van die Here. Los dit daar en weet dat iewers langs die pad gaan dit gebeur. Leef met 'n verwagting en beweeg aan in die lewe. En ons kan so aan die goed karring en probeer dinge regskuif en probeer dinge in plek sit en probeer dinge doen, maar daar's 'n plek waar jy moet stop. Wat jy jou deel gedoen het en wat jy gedoen het wat jy kon doen en moes doen, maar wanneer jy moet terugsit en sê, okay, I've done my part, now it's your part, Lord. En dan moet jy terugstaan en jy moet God gee om sy kans te kry, om dinge in plek te skuif vir jou. Lees gerus Spreuke 16 vers 1 tot 3. En Spreuke 16 vers 1 tot 3 sê, in vers 3 veral wat hy sê, dat hy bring, vir al die Amplified vertaling van die Bybel, hy bring ons planne in lyn met sy wil vir ons lewens, en so sal ons planne uitgevoer word. So ja, ek laat dit by jou. Julle moet 'n mooi wonderlike dag hê. Ek gaan nie elke dag hierdie praatjies doen nie. Daar gaan Dawie wat ek gaan dit nie kan doen nie, want ek is ook 'n toergids. En ek geniet my werk as toergids, en ek het 'n redelike vol toerprogram vir hierdie jaar. Maar ek hou daarvan om hierdie klein dingetjies ook met julle te deel op hierdie program dan nou. Dis waarom ek daarmee begin het, en so kom ons gesels met mekaar. Mooi loop, lekker dag vir julle, tot 'n volgende koffieafspraak.